Jy kan die sitplekke inneem. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike voorreg dat ons ook deur dit wat ons saam sing net kan bely dat U die grootte God is. Here, en ons raak diep bewus van U grootheid elke dag. As ons besef ons lewe is in U hande. Here, U wat die pad getrou saam met elkeen van ons stap. Met die groot hoogtepunte, Here, maar ook met die laagtepunte. U is getrou, U is daar. Here, dankie dat ons ook vanoggend met die oortuiging hier kan wees dat U ook nou hier is saam met ons. Waar ons U woord saam oopmaak, saam daarin gaan lees, gaan luister, gaan hoor en saam met ons neem. Here, kom bid ons dat U wil ook daarin sal geskied, Here. Kom raak ons aan deur die Gees. Kom gee dat dit ons ook sal kom verryk. Here, dat ons sal besef in U woord is daar krag. Want dis 'n lewende woord, dis U woord. Dis nie maar net 'n boek met 'n klomp woorde nie. Dis 'n woord wat deur U vir ons gegee is. Here, mag ons daarin vreugde vind, mag ons krag vind, en mag ons daarvolgens gaan lewe tot U eer. Dankie dat ons tot U kan bid en dat U kan vra. In U naam alleen. Amen. Ons jongmaats, julle is welkom om vorentoe te kom. Vanoggend werk die diens 'n bietjie anders. Skuif my daarin. Ek sal so kyk vanoggend. Dit sal 'n opwarming wees vir die res van die diens. Goed. Gaan dit goed met julle? Oorleef julle nog die toetse? Ek sal nie vir die tieners vra oorleef hulle die eksamens nie. Hulle lyk maar moeg as mense hulle so dop hou in die diens. Goed, maat, vanoggend is julle 'n bietjie voor die skriflesing. Ons gaan vanoggend bietjie in die Bybel stil staan, so elke kort by 'n teksgedeelte, so ons gaan nie een keer lees en is klaar nie. Ons gaan 'n paar keer lees. Wie kan vir my vandag sê wat se dag vier ons? Dankie, regtig ekstra sweet kry vandag as julle dit weet. Wat dink julle? Vat 'n raaiskoot. Julle gaan nie reg raai nie. Maat, vanoggend is Hervormingssondag. Nou as ons kyk na Oktober maand, dan word dit gesê is Hervormingsmaand. Nee, nou hoekom Hervormingssondag? Daar's eintlik 'n groot geskiedenis daar agter. Nee, in die vroeë kerk het dinge nie in die kerk gegaan soos moet gegaan het nie. En daar's 'n paar kerkvaders, ons praat van ons kerkvaders, wat gesê het nee, dis nie reg nie. Ons moet teruggaan na die basics toe, as ek dit so kan stel. Nee. Ek wil eers vanoggend met julle praat oor die volgende vraag. Wat het ons nodig om te bou? Wie het al gehelp vir pa om te bou? Steek 'n bietjie hand op. Right. Ek is bly om tussen die dogters, julle bou saam. Dis vir my goed. Wat het ons nodig? Help 'n bietjie, wat sien ons daar op die prentjie? Ons het bakstene nodig, stem julle saam? OK, en wat nog? Ja? Sament. Om die bakstene bymekaar te hou, né? Anders dan val daai huis nou in mekaar. Goed. En nog, voordat ons die stene en die sement nodig het, wat het ons eerste nodig? Dis gewoonlik sulke diep slote wat gegrawe word. OK, dis belangrik, ons het 'n plek nodig om te kan bou. Dis belangrik, né? Sonder 'n geskikte grond of omgewing kan ons ook nie bou nie. Nee. Goed, wat gebeur hier regs onder? Wat maak hulle daarso? 'n Fondasie. Nee, 'n plek wat ons bou sonder 'n fondasie kan ook vinnig omval, want daar's niks wat hom vashou nie. Stem julle saam? So ons het 'n paar goeders nodig. En julle gaan sien daar is onder andere in die regter prentjie is daar sulke eisters ook in, nê?
Partykeer sit ons dit in om die fondasie en die mure sterker te maak. Want ons huise beweeg mos. En dan kry ons krake. So daai yster help om daai gebou stabiel te hou, op sy plek te hou. Goed. So ons het 'n paar dinge nodig om te bou. Nou vanoggend praat ons 'n bietjie oor die boublokke van die kerk. Nou ek wou vanoggend vir julle hierso, ek het gepraat van piramides, maar kom ons sê pilare of iets gemaak het, en toe sien ek, die woorde gaan te klein wees, en toe los ek dit. Nee? So kom ons gebruik blokke vanoggend. As ons praat oor die boublokke van die kerk, dan is daar 5 solas. Nou, wat se woord is sola? Het jy al gehoor van sola? Maats, sola, en ons gaan 5 van hulle hanteer vanoggend, is 'n woord wat van die Latynse taal afkom, wat alleen beteken. Goed, alleen. So as ons sê sola iets, dan is dit alleen, en dan die betekenis wat kom. Goed, gaan julle onthou, en daar's 5 van hulle. Kom ons kyk gou 'n bietjie wat is die 5 van die kerk. Die eerste ene, sola fidei. Alleen geloof. Dis nou die Latynse woorde daai, hoor. So alleen geloof. Een van die boublokke van die kerk is geloof. Goed, dan die tweede ene, sola scriptura. OK, wat dink julle is dit? Alleen God se woord, net die Bybel, alleen die Bybel. OK, dis die volgende boublok. Die kerk hou vas aan die woord van God, die Bybel. Alleen die woord van God. Dan die derde ene, solus Christus, alleen Christus. Sien julle die kruis? Ons weet die kruis wys vir ons altyd na dit wat Christus vir ons gedoen het, né? Alleen Christus. Vierde ene, sola gratia, alleen genade. En sien julle, dis die hand met die spykermerk in. OK. Jesus kom gee vir ons sy genade, en alleen deur genade kan ons gered word. So alleen genade. En dan die laaste ene, soli Deo gloria. Alleen aan God die eer. So al 4 daai boublokke kom op die einde van die dag neer op die 5de een om te sê, ons lewe nie vir onsself nie, maar alleen tot eer van die Here. OK. Want hy gee dit vir ons alles. As nie vir God was, het ons niks van hierdie boublokke gehad nie. Maar hy gee dit vir ons, en daarom gee ons hom eer. Goed, so aan die begin het ons gevra, wat ons nodig om te bou, nee? En ons het 'n paar goed genoem. Die kerk het nodig om op hierdie 5 boublokke te bou. Anders is die kerk 'n bietjie wankelrag, en gaan ons omval. En gaan ons val vir 'n klomp goeder waarvan ons nie moet val. OK, onder andere die duiwel en sy leuns, wat hy voorhou. Want, as die duiwel met sy leuns ons toe kom, en ons het sola scriptura, ons het die woord van die Here, die Bybel, dan weet ons mos nou wat is waar en wat is vals. Nee. So dit beskerm ons staan vas. En ons het geloof, en ons het Christus, en ons ontdek die genade, en ons gee die eer aan die Here. Sien julle hoe mooi daai 5 goed in mekaar inpas? Goed, nou ek het net te begin om te sê, in die vroeë kerk het daar iets verkeerd gegaan. Ons noem dit 'n dwaling. OK, die kerk het nie gebly by dit waarby hulle moes gebly het nie. En daai tyd was die mense nie so geleerd soos ons vandag, dat almal kon gelees en geskryf en kon verstaan het nie. So hulle het baie staat gemaak op die ouens wat die Bybel geleer het. Maar toe raak dit 'n mensgedrewe ding. Die kerk het 'n bietjie sy mag misbruik, en het met agendas na die mense toe gekom. En toe daai kerkvaders waarvan ek net gepraat gesê, nee, dit gaan nie werk nie. Ons moet teruggaan na dit toe, waar dit saak maak. En hulle het dan hierdie 5 pilare of 5 boublokke vir ons gegee, die 5 solas. En dit kom uit die reformatie. Die reformatie is deel van die hervorming. Reformatie is ook terug na die bronne toe. Word partykeer so gesê, terug na dit wat die woord vir ons sê, wat die woord van ons verwag. Sodat ons nie kan weggaan van dit wat die Here vir ons vra nie, maar by dit bly wat hy van ons wil hê. Goed, so gaan julle onthou. Hierdie 5 dinge help ons om te bly in God se wil, gehoorsaam en soos hy van ons vra. OK, gaan ons gou weer deurgaan. Wat is daar? Sola fidei, alleen geloof. Gaan julle maar onthou. Alleen geloof. Dan sola scriptura, alleen woord van God of alleen Bybel. OK. Dan het ons solus Christus, alleen Christus.
Vierde ene, sola gratia, alleen genade. En die vyfde ene is soli Deo gloria, alleen aan God die eer. Gaan jy onthou? Right. Vra 'n bietjie vir my en pa later, dat julle 'n bietjie inskerp en met mekaar daaroor praat, want dit is baie belangrike boublokke vir ons geloof. OK. En as julle nou later kom waar die Andri, en ek wonder, ek het nog die ander gesien nie, maar waar die belydensklas nou is, dan kom julle agter, dit maak ons ook gereformeerd, want ons staan op hierdie 5 pilare. OK, so onthou dit nou, julle wat klein is, as julle kom by belydensklas, dan sê julle, Dominee, daai hervorming Sondag het jy gepraat oor die 5 solas, verduidelik verder, nee? Dan praat ons weer daaroor. Is dit reg? Kom kry vir julle lekker, dat julle ma en pa toe gaan. Goed, geliefdes, ons tema vanoggend is die boublokke van die kerk. En ons het nou lekker met kindertyd sommer gehoor, waar gaan dit? Dit sluit aan by die 5 solas wat ons kry uit die reformatie uit, as deel van die hervorming. En ons kan vanoggend, soos ek die kinders ook gelei het, vra, hoekom hervorming Sondag? Hoekom word hier Sondag uitgesonder in die kerk, wat ons terugdink aan dit wat tydens die reformatie en hervorming plaasgevind het. En dan gaan dit oor die dwaling, die minagting teenoor God en sy woord wat plaasgevind het in die vroeë kerk. Geleerdes, priesters, het die Bybel opgeswat en hulle het die mense voorgehou, maar 'n groot gedeelte van die bevolking was ongeletterd gewees. So die priesters kon dit manipuleer en aanpas om hulle te pas en om die kerk en sy agenda te pas. En dit het gevaar na vore gebring. Die enigste vertaling wat ons in daardie tyd gekry het van die Bybel was die Vulgaat gewees, wat die Latynse vertaling was. En saam met die Vulgaat het die paus ook 'n groot gesag gehad in daardie tyd. Dit wat die paus gesê het, was so te sê wet gewees. Sy woord was gelykwaardig aan die Bybel. En nou weet ons in vandag se tyd, dit is nie waar nie. Die skrif is die alleen gesag op ons lewe, die woord van God. Die rede hoekom die priesters hierdie woord vir die mense oorgedraai het, was omdat almal nie dit kon gelees het, gebestudeer het en kon verstaan het nie. Die mense moes gelei geword het deur die priesters, die kerkvergaderings, die kerk in sy totaliteit. Maar dikwels was daar bymotiewe, verdraaide motiewe. En dit het die kerk skade aan gedoen en het die mense onbewus gelaat vir die wonderlike nuus van die evangelie. Want hulle het dit wat die priesters gesê het, net opgeneem as dis die waarheid. Maar dan sien ons dat, as ons stilstaan by die evangeliese boodskap, dan is daar alleen Christus wat ons red deur sy offerdood aan die kruis. Solus Christus. Maar voordat hulle dit ontdek het in die evangelie, het hulle rondgeval in die donker. Want hulle het nie die waarheid gehad nie. Hulle is deur blindes eintlik gelei. Deur onwaardige rentmeesters. En hulle wat 'n troostelose geloof eintlik voorgehou het. Omdat hulle nie totale waarheid verkondig het nie. Hulle het baie daarop gerig om te sê, dit wat jy doen, lei jou tot verlossing.
So julle kan hoor 'n agenda wat glad nie die Bybelse boodskap is nie. En dan kry ons die reformatie met die klompie kerkvaders en daar is nog ons 'n klomp van hulle wat opgetree het in die tyd. Ek dink die bekendste ene wat ons vinnig in herinnering roep is Martin Luther wat die stellingssteen in die deur vasgespijker het. En sy beweging was om te sê, kom ons gaan terug na die woord van die Here. Hulle wou die kerk terugbring na God se waarheid, na dit wat die woord ons leer, wie God is en wie die kerk moet wees. En daarom staan ons vanoggend stil by elke sola, vanuit die woord, maar ook om bietjie na te dink oor die inhoud daarvan. En mag ons dit saam met ons vat elke dag. En mense sal dink hierdie is moeilike Latynse term, maar is eintlik nie. Sola is baie maklik, dit onthou ons maklik. Maar die res as jy die boodskap verstaan, kom eintlik baie natuurlik saam met dit. En ons gaan vanoggend begin by Sola Scriptura. Dit is skrikwekkend partykeer as ons in kerke kom, dat mense eers meer partykeer die Bybel sien op 'n Sondag. Glad nie. 'n Kanselbybel ontbreek, 'n Bybel wat oop lê in die erediens ontbreek. Geliefdes, maar dit is tog waar ek en jy moet begin, by die woord van God. En ons twee teksgedeeltes wat ek vanoggend wil lees, 2 Timoteus 3, vers 16 tot 17 sê die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Sodat die man, ons kan ook dan natuurlik sê die vrou, wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. So die woord van God is nie maar net toevallig nie. Hy het 'n baie direkte betekenis en doel. 2 Petrus 1 vers 20 en 21 sê, dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig. So wanneer ons besig is met die woord van God, doen ons dit nie alleen nie. Ons doen dit saam met die Heilige Gees. Die Gees wat God ons gee. Om te kan verstaan, dat ons eie te kan maak en om 'n boodskap daaruit te kry. Die hele skrif is deur God gegee. Dis regtig nie net 'n klomp woorde wat deur iemand neergeskryf is en ons neem net daarvan kennis nie. Dis God se woord. God is die outeur van die hele skrif. Daarom praat ons van God se woord. En nie die wat dit geskryf het nie. God het vanuit sy sorg vir ons saligheid en al die dinge wat daarmee verband en wat noodsaaklik is vir ons verlossing, laat opskryf in sy woord. Wanneer ons nadink oor die Bybel, dan is dit ook die onfeilbare skrif op aarde. Dit is 'n boek wat nie 'n vervaldatum het nie. So relevant soos wat hy gister was, sal hy vandag en môre ook wees. So relevant soos hy vir die vroeë kerk was, is hy vandag vir ons as kerk in die moderne tyd. Die Bybel is die enigste gesag vir ons hele lewe. Ons wil graag navolg en nastreef wat ons leer ken in die Bybel. Geliefdes, geen mense, geen kerkvergaderings of tradisies mag ons anders leer as dit wat die Bybel baie duidelik vir ons na vore laat kom. Daarom as ons wonder oor iets, verstwyfel oor iets, waarheen gaan ons terug? Altyd terug na die woord van God. Dit is die gesag waarop ons staan en waar volgens ons lewe. Die tweede bloubok is sola fide, alleen geloof. En daar lees ons die bekende Hebreërs 11 vers 1, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En wanneer ons nadink oor geloof, dan moet ons mekaar sê, die enigste een wat geloof in ons as mense wek, is God self. Geloof kan nie deur iemand vir jou opgedis word en vir jou voortgesit word. Geloof word alleen
deur God in ons harte verwerk. Dit is kennis van dit wat ons nie kan sien nie. Bewyse op dit waarop ons hoop. Geliefdes, ons hou tog nie vas aan iets wat ons al reeds gesien het nie. Of ons hoop op iets wat ons al reeds gesien het nie. Ons hoop in die Here. Deur die geloof wat ons kry in God, gryp ons ook vas aan Jesus Christus se geregtigheid, sy regverdigheid, dit wat hy vir ons kom doen het. Ons besef dat die geregtigheid waarmee ons vrygespreek word, slegs in Christus te vind is. Dit kom nie van binne ons nie, maar van buite ons. Deur die optrede, die lewe van Jesus Christus. Hy het vir ons as offer opgetree, toe hy as lam aan die kruis vir ons gesterf het. Die ultimate offer. Niks kan daarmee vergelyk word nie. En dit bring ons by 'n volgende boublok, Solus Christus. En as ons dan saam Hebreërs 4 vers 15 lees, dan sê die woord vir ons, die hoëpriester wat ons het, is die een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. En daardie hoëpriester, die een waarna die woord hier verwys, is Jesus Christus. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Geliefdes, die skrif leer vir ons baie duidelik, dat daar net vir ons een middelaar tussen ons en God is. En dit is Christus. Niemand anders kan die plek van Christus inneem nie. Net hy. Dit is hy wat ons in staat stel om versoen met God te gaan leef. Want dit wat in ons pad gestaan het, het hy kom oorwin, kom wegneem, kom oorbrug. Dit is hy wat in alles aan die mense gelyk geword het, behalwe deur te sondig. Hy het die sonde gehad nie. Hy het nie toegegee tot sonde nie. Hy het die sonde oorwin. Christus het die wet in ons plek kom vervul. Dit wat ons nie in staat was om reg uit te leef nie, het hy vir ons kom oorwin. Heeltemal. Sonder dat ons enige iets daarvoor kon doen. Hy het dit vir ons kom doen, omdat hy vir ons lief is. Geliefdes, sonder dat ek en jy enige poging van werk voor God kon bring, waarmee ons gered kon word, kom sê Christus vir ons, ek gee vir jou die versoening met God. Alleen op God se werk kan ek en jy nader aan God beweeg as sondaars. En as ons dit in gedagte hou, dan kom ons uit by 'n volgende boublok, sola gratia. Want ons word so diep bewus van die genade wat God aan ons gee. Ons kan niks aanbied nie. Ons verdien dit nie. Daar is niemand anders as Christus wat in ons plek kom staan nie. Daarom alleen genade. Jesaja 64 vers 6 sê, ons het almal geword soos mense wat onrein is. Ons beste dade is soos vuil klere. Ons is almal soos verdroogde blare. Ons word deur ons sondes weggewaai soos deur 'n wind. Die sonde maak van ons eintlik niks. Dit vat eintlik ons waarde weg wat ons in die Here het. Efesiërs 2 vers 8 tot 9, en hierdie is 'n besonderse gedeelte vir my altyd as dit kom by die evangelie. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit jou eie verdienste nie.
en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Geliefdes, as ons regtig bewus word van die genade wat daar in die Here is, dan sien ons dit is sy werk en nie ons werk nie. Ons bewerkstellig nie ons eie redding nie. Nie ons beste dade kan regverdig word om te sê, dis genoeg tot ons redding nie. Ons bly maar bevlek met die sonde. Ons lewe is vuil van die sonde. Totdat Christus kom en hy sê, ek het daarvoor betaal. Daardie sonde is oorwin. Ek maak jou nuut, ek vat dit van jou weg. Ons redding is volkome genade van God se kant af. Ons hoor in Efesiërs, ons kan dit nie verdien nie. Tog wil ons baie keer daarop aanspraak maak, asof ons dit verdien. Maar ons verdien dit nie. Paulus kom maak dit duidelik as hy sê, ons is inderdaad uit genade gered. Nie uit verdienste nie, genade. Daarom, geliefdes, mag ons nederig wees, ook in hierdie redding wat ons ontvang. Want Efesiërs sê ook vir ons, niemand het enige rede om homself trots te wees nie. Want ons kan onsself red nie. En dan kan ons nie anders as om te reageer met ons laaste blou blok, Soli Deo Gloria. Om alleen aan God die eer te gee nie. Want ons besef maar net, ons kom kort. Ons het hom nodig. Hy gee vir ons alles en nog meer. En ons kan net aan hom die eer gee. Openbaring 4 vers 11 sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Geliefdes, ek en jy is geskep nie vir onsself nie, maar tot eer van die Here. En wanneer ons vanoggend hierdie 5 boublokke hoor, dan is dit waar ons eindig om te sê, Here, aan U alleen die eer. Ons kan net sê dankie. Ons kon by 'n belangrike gevolgtrekking uitkom na hierdie boublokke, dit is alles God se werk, waarop ek en jy net kan dankie sê. Geliefdes, en dan wonder ek of ons besef hoe groot is daardie dankie regtig. Ons lewe moet 'n lewe van dankbaarheid wees elke dag. Want kon soveel anders te gelykheid. Ons kan nie roem op enige iets wat ons gedoen het vir ons kant af, enige werk, enige iets nie. Ons kan alleen aan God die eer gee. God wat in sy soewereine genade hierdie waarheid aan ons as sondige mense kom bedien. Hy hoef dit nie te gedoen het nie, maar hy kies om dit te doen. Want hy is vir ons lief. Hy wil 'n verhouding met my en met jou het. Kom ons neem dit op. Kom ons maak dit ons eie. Want Christus het geleef en gelei en gesterf en ook opgestaan, sodat ek en jy mag leef. Nie vasgevang in die sonde, maar vry van die sonde. Ons sien uit na 'n lewe saam met hom. Mag ons dit nooit vergeet nie. Mag ons dit nooit net as vanselfsprekend aanvaar nie. Hierop word ons elkeen van ons geloofslewe, as ook die kerk van Christus gebou. Op hierdie 5 boublokke word ons geloofslewe, maar ook ons as kerk. En die kerk, sy klein is elkeen van ons. Elkeen van ons verteenwoordig die kerk. Op hierdie 5 boublokke word ons elkeen gebou. Tot 'n heilige priesterdom, 'n tempel vir die Here, tot sy eer. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U deur die jare heen steeds getrou is om ons, maar ook U kerk te bewaar en op te bou.
Here, dankie dat U deur die jare heen U woord steeds lewend hou. Die waarheid is vir ons lewe. Here, ons wil vir U vra dat U hierdie 5 solas op ons harte sal graveer. Dat ons sal besef, Here, waaroor dit eintlik gaan. Dat ons nie val vir die wêreld en al sy dinge, met al sy leuns nie. Meer dat ons daarteen sal standpunt inneem om te sê, ons het alles wat ons nodig het, want U het vir ons gegee. Vanuit die grootheid, die liefde, die genade. Here, en mag ons elke dag vanuit die dankbaarheid gaan leef, omdat ons dit besef, sodat ons aan U die eer daarvoor kan gee. En kan besef, dit hang nie af van ons nie, want U het reeds alles gedoen. U bied dit vir ons aan en ons kan dit opneem en ons eie maak, tot U eer. Mag ons U naam daardeur verheerlik, Here. Mag ons vashou aan die evangelie boodskap, waarin ons U liefde, U genade leer ken elke dag. Here, wees met ons. U ken ons elkeen, van binne en van buite. U ken ons sit, U ken ons opstaan. U ken ons omstandighede. U ken ons worstelinge. Here, en ons wil vir U vra dat U ons elke dag daarvan bewus sal maak dat U by ons is. Dat U saam met ons op ons pad is. Mag ons soek, mag ons hand in U hand plaas, en mag ons U vertrou vir dit wat ons mag nodig hê. Here, ons kom bid en vra dat niemand ons enigiets verdien, Here. Maar dat ons besef, U gee vir ons hierdie lewe vanuit U genade. En dat ons weet ons is afhanklik van U. Amen. Geliefdes, ons gaan staan, ons sluit ons